Wat 'n dag, wat 'n lekker dag. Ek wil net vir jou sê, baie welkom. Dis lekker om hier te wees, lekker om met jou te gesels oor die woord van die Here. En lekker om net weer stil te word en te kan weet dat Jesus is in beheer. Hierdie is die dag wat die Here gemaak het. En ek hoop jy weet dat jy spesiaal, jy is kosbaar en jy is waardevol vir die Here. Weet jy wat, jy is nou net eenmaal die geseënde van die Here. Ek sê dit nie maar net nie, jy moet dit hoor vandag. Jy is die geseënde van die Here. En vandag se woord gaan jou raak. Vir my en jou gaan dit 'n verskil maak. En ek glo, dit gaan van waarde wees. Kom ons bid so saam. Ons hemelse Vader, ek dank U vir die voorreg om die naam van Jesus te kan aanbid. Here, U is 'n kosbare, waardevolle, eervolle God, Here. Aan U kom toe die lof, die eer, die aanbidding, Here. Ons word stil in hierdie oomblik, Here, en ons word bewus, Here, van U Heilige Gees. Here, wat in ons ingaan, Here, wat in ons leef, want in ons leef en bestaan U, Here, en ons leef in U. En ek vra, Vader, in Jesus naam, tydens hierdie woord, Here, dat daar genesing kan vloei. Tydens hierdie woord dat daar liefde kan vloei. Tydens hierdie woord, Here, dat daar oorwinning kan kom en deurbrake kan kom. Here, dat daar kalmte sal kom op hierdie oomblik in Jesus naam. Vir elke ene, Here, van ons wat antwoorde soek, is U die God van liefde en antwoorde. Ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen. Wat 'n lekker dag, wat 'n geseënde dag is dit vandag. En ek wil hê jy moet vandag vir die Here sê, Here, gee my hart om te glo, gee my ore om te hoor, gee my oë om te sien, gee my die voete wat bereid is om te kan doen wat U wil hê ek moet doen. En so lekker om met jou te gesels, lekker om tyd saam met jou te hê. Ek het julle gemis, en jou gemis hierdie week, en ek vertrou dat die Here sal regtig jou seën. Ons het sulke wonderlike tye gehad die afgelope tyd, met die dagstukkies, mense wat aangeraak is, mense wat genees is, mense wat regtig se lewens deur God net elke oomblik nader gebring word aan die plan wat God vir ons instoor het. Dit is lekker om dit te kan weet, dit is lekker om deel daarvan te kan wees. Nou, ek wil hê jy moet jou vir 'n oomblik nou dink. Jy word uitgenooi na 'n verjaarsdagpartytjie toe, en jy kom by die verjaarsdagpartytjie, en daar's duisende mense letterlik by hierdie verjaarsdagpartytjie. En jy is daar en weet jy wat, almal gee vir almal geskenke. Maar niemand gee vir die persoon wat die partytjie gehou het 'n geskenk nie. Dink jy nie dit sal snaaks wees nie? Dink jy sal snaaks wees as jy by 'n partytjie kom en elke ander ou kry 'n geskenk, maar die persoon wat die partytjie gehou het, nee, hy kry geen geskenk nie. Daar's net niks nie. Daar's geen geskenk nie. Ek dink dit sal baie snaaks wees. En jy vra die mense hierdie kant toe en jy sê daai kant, jy sê, hoor jy nou, hoekom gee julle nie vir die gasheer 'n geskenk nie? Hoekom gee julle hom nie geskenk nie? En almal antwoord en sê, hy klaar alles. Hy skatryk, hy besit alles. So ek kan hom niks gee nie. Ek kan hom niks gee nie, so ek weet nie wat om hom te gee nie. En dis presies hoe mense voel oor God. Mense het hierdie idee dat hulle kan net ontvang, maar hulle kan niks gee vir God nie. En ek wil vandag vir jou wys, dat God stel belang in dinge, wat jy vir hom moet gee, wat hy nie het nie. Kan jy glo daar's dinge wat God nie het nie? As dinge wat God nie besit nie. Dinge wat jy het, wat God nie besit nie. En ek wil vir julle 'n skrifgedeelte lees, ek wil vir jou hierdie gedeelte lees, in Johannes 14, vers 15, hy sê, as julle my lief het, bewaar my gebooie. As jy my lief het, bewaar my gebooie. Jesus is besig om hier te praat. Hy is eintlik besig met sy afskeidsboodskap. Is aan die einde van sy bediening. Dis net voor die kruisiging. Hy's besig om met sy disippels te praat. Hy's besig om ernstig sekere belangrike beginsels oor te dra. Laaste woorde is belangrik. Ek en jy moet dit verstaan, iemand wat laaste woorde spreek. Ek het die voorreg gehad om 'n paar keer by mense te staan, net voordat hulle hemel toe is en hulle lewe hier afgelê het. En weet jy, mense se laaste woorde is vir hulle verskriklik belangrik, want dit is waaroor dit regtig gaan. En ek het al mense gehoor en sê die mense vir my op hulle laaste, en sê hulle, asseblief, gaan sê net vir my seun, gaan sê vir my dogter, ek is jammer oor die fout wat ek gemaak het. Ek het jou lief, ek gee om vir jou. Hy laaste woorde tel punte. En ek dink Jesus is hier besig om sy laaste woorde met sy disippels te deel. En hy sê hierdie laaste woorde, ek wil eintlik sê jy moet die gedagte kry, hy sit so en hy kyk na sy mense
En hy sê, as julle my lief het, dalk het elke ou daar gesit en gesê, weet, ek gaan dit doen, ek gaan daai doen, ek is so belangrik, jy weet, daar was 'n paar van die disippels wat gedink het, hulle is meer belangrik as ander, en daar was ander wat gevoel het, hulle weet nie waaroor dit gaan nie. So, elke een het 'n uitdaging gehad. Op hierdie stadium is Petrus nog die ou wat baie planne het, maar julle weet, ek en jy weet dat, op die einde van die dag, het Petrus Jesus verloon, en soms so terloops, toe Jesus opgestaan het, en hy sê, toe hy opgestaan het, hy gaan sê vir die disippels, maar gaan sê ook vir Petrus. Hy sluit Petrus in die gedagte. Jesus is lief. Dalk moet die Here vandag vir jou sê, nie al die mense gaan dit maak nie, hy moet sê, jy gaan dit maak. Jy gaan dit maak. Jy is spesiaal vir my, en jy gaan dit maak. Is okay wat met jou gebeur het, is okay waardeur jy gaan, is okay die stryd wat jy beleef het, jy gaan dit maak. Jy sien, laaste woorde is belangrik, en Jesus is besig met hierdie laaste woorde, en hy praat met oor sy laaste woorde met sy mense, en hy sê, as julle my lief het, sal julle my gebooie bewaar. En as ek vir jou dink aan die gedagte van hierdie partytjie, waar die mense so almal persente kry, maar hulle gee nie enigiets vir die gasheer nie, hulle gee niks nie, en op die einde van die dag, wat kan ek en jy gee vir die Here? Wat kan ons doen? Weet jy dat die Here het sekere dinge nie? Sekere dinge wat jy het hy nie. En dit wat hy nie het nie, kom ek verduidelik vir jou, wat het hy nie? Hy het nie jou hart nie. Hy het nie jou liefde nie. Hy het nie jou aanbidding nie. Hy het nie jou tyd nie. Dis dinge wat jy vir hom moet gee. En wanneer jy dit vir hom gee, het jy hom lief. Het jy hom lief. So ek hoop jy verstaan wat ek vandag vir jou sê. Ek hoop jy hoor wat ek vandag vir jou sê. Is daar dinge wat God verlang. Ons kan amper sê, dis 'n manier van, weet, mense praat van 'n love language. Dinge wat, as jy my lief het, sal jy dit doen. En dit raak my. Jy weet, 'n mens kan sê, ek het die Here lief, want ek dra 'n kruisie. Ek het die Here lief, want weet jy wat, ek het my Bybel en ek sit hom daar in die huis neer. Ek het die Here lief, want ek gaan nou en dan kerk toe, of ek het die Here lief, want dit is vir my belangrik om te sê, ek is 'n Christen by my werk. Dit is so ek het doen. Nee. Die Here sê, as jy my lief het, bewaar my gebooie. Dis die manier, dis die love language wat God verstaan. Met ander woorde, doen wat ek gesê het om te doen. Bewaar my gebooie, doen dit, hou dit vas, die dinge wat ek vir jou gesê het om te doen. In Openbaring sê hy hierdie woorde. Hy sê, ek het dit teen jou, dat jy jou eerste liefde verlaat het. Jy sien, jou eerste liefde is wat jy vir God gee. En Jesus sê, jy het opgehou om dit te doen. Met ander woorde, jy bewaar nie my woorde nie. En daar's baie mense wat deur hierdie moeilike ding gaan, hulle sê, ek wil tog so graag vorentoe gaan, maar hulle doen nie wat God vir hulle verlang nie. Hulle praat nie die taal van God nie, hulle het nie hierdie opregtheid nie, dis asof hulle verhouding met God net reëls en regulasies is, en dit is 'n klomp, kan ek maar sê, godsdienstige reëls. Raak nie hierdie ding nie, smaak nie daai ding nie, ek sal nie dit doen, ek sal nie dat doen nie. Weet jy, die Here sê, ek soek jou hart. Ek soek jou hart. Ek soek jou hart vandag. En hy wil dit deel, en hy praat daarmee, en ek glo vandag, die wil van die Here is gekoppel aan die feit dat jy sê vandag, ek doen wat God verlang. Ek doen dit met daai manier. Ek hoop ek verduidelik dit vir jou reg. Ek hoop ek verstaan. Jy weet, ek kan sê, ek het iemand lief, maar op die einde van die dag, dan doen ek dat ek wil, in plaas van wat daardie persoon verlang. Daai persoon voel dit nie. Daai persoon voel nie die liefde nie. God voel nie ons liefde, as ons eie ding doen nie. God voel ons liefde, as ons Godse dinge doen op Godse manier. As ons dit Godse manier doen, dan verstaan God liefde. Dan verstaan hy waaroor dit gaan. Bewaar my gebooie. Bewaar my gebooie. Dis wat hy sê. Hy sê, as jy dit doen, dan voel ek hoe lief jy my het. En ek weet jy die Here lief. Ek weet jy is baie lief vir die Here. Die Here vra vandag, gee vir hom wat hy nie het nie. Gee vir hom jou liefde, gee vir hom jou tyd, gee vir hom jou talente. Wat van jy gee die eerste van jou inkomstes? Wat van jy gee jou eerste, wanneer jy iemand moet vergewe? Sê, Here, ek vergewe daai persoon, want ek gaan nie dit teen daai persoon hou nie, want ek het U liewer as enigiets anders.
Ek sê altyd vir mense, as jy wil sonde oorkom, as jy wil 'n stryd oorkom, kry God liewer as jou probleem. Kry God liewer, gee meer om vir die Here as die omstandighede waardeur jy gaan. Dalk is jy siek, en dalk het jy uitdagings, dalk het jy finansiële uitdagings, en as gevolg van al daardie dinge waardeur jy gaan, sê jy, maar as die Here dit doen, dan sal ek eers dit doen. Wat van jy kom op die plek en jy sê, Here, ek het U lief ten spyte van. Ek het U lief, maak nie saak wat ek deurgaan nie. Ek het U lief met my hele hart, met my hele siel, wat alles in my is. Ek bewaar U manier van dinge doen, ek bewaar U woorde. Wat is die gebooie van die Here? Dis die opdragte van die Here. Dis om te glo dat Jesus die prys vir jou betaal het. Baie keer dan wil ons eie probleem oplos op ons manier en dink ons, kyk Here, hoe lief ek U het. Ek probeer hierdie sonde oorkom op my manier. Dit wys nie hoe lief jy God het nie. Jy moet sonde oorkom op God se manier. Jy moet glo dat Jesus die werk gedoen het. Dis die manier hoe God liefde ervaar. Het help nou nie as jy vir jou kinders wys hoe om 'n ding te doen en hoe om te oorwin en hulle sê, weet jy wat, kom ek sê jou wys, ek sal dit op my manier doen want ek het jou nou eintlik lief nie. Jy verlang dat hulle dit sal doen op die manier wat jy vra, want jy ken die pad. Jy weet dis die enigste manier. Dis die enigste manier en as hulle gaan net hulle kop weer 'n keer stamp en weer 'n keer stamp. En baie keer dan dink ons dien die Here want ons doen dit op ons manier en eintlik sê ons is lief vir die Here, maar ons doen dit nie op God se manier nie. En God wil hê jy moet dit op sy manier vandag doen. Wat van jy daag by die verjaarsdagpartytjie op, maar jy daag met geskenke op. Dat julle daar die vrou wat haar laaste penning gegee het, die Here sê sy het meer gegee as enigiemand anders, en dit was niks te doen met die geld nie. Dit het alles te doen met haar hartsgesindheid gewees. Wat van daar die vrou wat die olie op sy voete gesit het, duur olie, met haar hare, haar trane afgedroog het. Is dit nie liefde nie? Liefde maak die verskil. En ek wil jou uitdaag vandag. Ek wil vir jou sê, God praat vandag met my en jou. Wat gee jy vir die Here? Wat doen jy vir die Here? Wat vra jy vir die Here? So die Here het nie jou tyd nie. Die Here het nie jou energie nie. Die Here het nie jou hart nie. Die Here het nie jou verstand nie. Die Here het nie jou oë nie en hy het nie jou ore nie. Jy moet dit vir hom gee. Dis wat hy vra. Jy moet hom gee en die omstandighede wat gebeur deur die dag. Ek wil amper sê die storms en die golwe wat jou lewe tref, is eintlik maar net geleenthede wat jy kan vir God gee wat hy nie het nie. Wat van jy gee die Here vertroue? Here, ek vertrou U vir hierdie saak. Uithou vermoë, deursettingsvermoë. Here, ek gaan U dien, maak nie saak wat nie. Ek gaan nie handdoek ingooi nie. Wat van ons verander ons gesindheid, soos baie mense sê, ek gaan die Here dien, maar as dit nie en dat nie en dit nie gebeur nie, dan hou ek sommer op om die Here te dien. Dis nie liefde nie. Ek dink nie ek wil in 'n verhouding wees wat dit is, as dit en dit nie werk nie, dan vat ek my goed en ek loop nie. Ek dink 'n goeie verhouding is iets wat sê, ek bly gee. Ek gee liefde. Ek gee die saak van die Here, want ek is lief. En as jy lief het, Jesus praat en ons het daaroor al gesels. Jesus sê hierdie woord, hy sê, as 'n mens bietjie vergewe is, dan doen mens bietjie. As jy baie vergewe is, dan doen jy baie. Dan doen jy baie vir hom. Jou tyd, jou energie, jou stem, alles waaroor dit gaan. So die Here is nie net beïndruk met, ek doen maar so ietsie wat lyk of dit godsdienstig is nie. Lees 'n bietjie Bybel, sing 'n liedjie, probeer daai goed nie. Die Here sê, wat gee jy vir my? Wat gee jy vir my? As 'n mens kerk toe gaan, as jy bid of jou Bybel lees, en jy kyk rond en jy dink, my Here, ek hoop mense sien raak, ek is daarom hierso. Dis waaroor dit gaan. Dit maak nie saak nie. Wat se klere het ek aan? Wat gaan ek vandag doen? Al daai goed, dit maak nie saak nie. Wat bring jy vir Jesus? Wat bring jy vir Jesus? Ek wil afsluit met hierdie gedagte vandag. Jesus verlang dat jy hom sal lief hê. Jesus sê vir Petrus, hy sê, Petrus, het jy my lief? Petrus sê, ja Here, U weet. Hy vra weer, het jy my lief? Hy sê, Here, ek weet, U het my lief. Ek weet, U weet, ek het U lief. Hy sê, laaste keer, regtig Petrus, het jy my lief? Hy sê, ja Here, U weet. U weet. En hy sê, laat my lammers wy. Is God se hart, as ons liefde het, laat ons God se werk sal ondersteun. Laat ons God se werk sal bevorder.
Sal my net op 'n hoop gaan sit en sê, ja, ek het die Here lief nie. Ek sal doen, ek sal die lammers laat wei, ek sal kos gee vir mense. Dis wat God verlang. Ons is sy hande en voete op die aarde. Baie mense sê, maar ek hoop die Here sal dit doen. Die Here het jou hande nodig, hy het jou oë nodig, hy het jou ore nodig, hy het jou gawes nodig, hy het jou talent nodig. Gee dit vir Jesus. Gee dit vir Jesus. Het jy 'n begeerte, 'n verlange om vir die Here jou begeertes te gee? Kom ek bid saam met jou. Ons hemelse Vader, ons kom na U toe in Jesus naam. En Here, ons hoor hierdie woorde. Het jy my lief? As jy my lief het, sal jy my gebooie bewaar. En ek vra nou in Jesus naam, Here, dat U ons lof, ons aanbidding, ons lewe sal ontvang, Here. Nie omdat ons goed is nie, maar omdat U so goed is. Here, dat ons sal glo dat Jesus is die weg en die waarheid en die lewe. Dat ons nie na alternatiewe sal soek nie, nie ander maniere sal soek nie, maar dat ons U sal dien met ons hart, met ons woorde, met ons stem, met alles wat in ons is, Here. Ons vra dit in Jesus se naam. En ek dank U daarvoor. Ek bid spesiaal, Here, vandag vir mense wat U nodig het. Elke een van ons, Here, het U meer nodig as ooit tevore. Ek bid, Here, dat daar deurbraak sal kom. Ek wil vir jou bid vandag, dat die Here vir jou sal aanraak, dat hy vir jou nuwe krag sal gee, dat hy vir jou nuwe sterkte sal gee, dat hy vir jou sal deurbreek en dat hy vandag jou hart sal raak sien, dat hy jou sal optel en jou sal seën, dat jou vooruitgang sigbaar sal wees vir mense, dat jy vandag die hart van God sal ervaar. Verlossing, genesing, bevryding in die naam van Jesus. Amen. En God bless. Wat 'n voorreg. Ek wil vir jou vra, as dit vir jou moontlik is in jou hart, om die werk van die Here te ondersteun. Hier by 3 Minute Kerk leef ons in geloof. Die enigste vorm van inkomste is dit wat mense vir ons gee, sodat die werk van die Here bevorder kan word. Of dit R50 is, of dit meer is, ons waardeer elke bietjie. En ons sal waardeer as jy vir ons 'n bydrae kan lewer. My bankbesonderhede is by www.3minute.church, www.3minute.church, of jy kan ons WhatsApp groep of die link klik by TikTok en jy kan gaan kyk daar. Ons besonderhede is daar. As jy dit nie kan doen nie, is jy welkom om my 'n WhatsApp te stuur na 072 444 1890 en ek sal jou help met die bankbesonderhede. Ons het regtig jou hulp nodig. Elke bietjie help en elke bietjie ondersteuning help. En jou hart maak die groot verskil. Ons waardeer dit opreg. Die Here seën vir julle. Wat 'n voorreg. Kom ons kyk na hierdie week wat kom as die beste week in ons lewe. Amen. God bless.